En die Here wil vanoggend mainly praat uit die Ou Testament uit, wat ek glo wat ek jou gaan deurtrek tot in die Nuwe Testament. En dat dit nie net 'n preek sal wees nie, maar dat dit 'n lewensveranderlike oomblik sal wees, wat jou gedagtes en jou konsep verander. En hierdie is so diep dat jy kan hierdie preek vir jare. Maar volgende wil ek hê jy moet die hooftema deel van jou hart maak. Ek is nie hier om vir jou 'n teologiese kennis te kom gee nie. Ek is hier om vir jou iets te kom gee wat jou lewe gaan transformeer. En as jy dit besef, gaan jy anders te wandel met die Here. Is jy reg hiervoor? Sê die persoon langs aan jou, ek is gereed, al lyk ek nie gereed nie. OK. So ons gaan begin met Psalm 100 vers 4. Dan begin hy praat. So julle kan so lank sien toe blaai, verduidelik julle so lank die konsep. So ek wil vandag met julle praat oor die tempel. En dit was glad nie deel van my preek nie, dis iets wat die Here vanoggend in my hart gedeponeer het. Soos die tempel van die Here het 3 verskillende plekke gehad. Dit was die voorhoof gewees. Dit was die voorhoof gewees. Dan was daar die plek van die heiliges, of die heiligheid, en dan is dit 'n plek van die allerheiligste. So hy het die 3 plekke gehad, en verskillende plekke. En volgende wil ek hê jy moet 'n ding verstaan is dat ek glo die Here, die Ou Testament is baie keer 'n verduidelik van dit wat sou kom. Maak dit sin? Hulle het 'n lam geoffer in die Ou Testament, wie het daai lam geword? Jesus het die lam geword. Is julle by? Het op die kruis sterf. So ons sien konstant in die Ou Testament sien ons hulle het wyn en brood gevat. Wie was die wyn en brood wat later gekom het? Jesus, okay, ons doen nog steeds, maar om hom te eer en hom te loof. Soos daar die heeltyd hierdie shift gebeur, van oud tot nuut. Soos wat ek wil hê ek en jy moet verstaan is dat hy op 'n plek kom dat ons konstant hierdie transformasie sien, van oud na nuut. En daar's iets wat hy wil vir ons wys, met daai vorm, wat hy ons wys waar ons vandag moet wees. Is julle reg? OK, is julle reg? Is julle ready? Julle lyk vir my ready. OK, so ek gaan dit so verduidelik. Daai is die outer court. OK? Dan is dit die plek van die, wat is hierdie? Heiliges, en dan die plek van die allerheiligstes. OK. Soos daar's 3 verskillende plekke. Daar het verskillende goed gebeur op 3 verskillende plekke. En vandag is ons lewenswandel nog steeds op 3 verskillende plekke. OK, kom verduidelik dit gou vir julle. So dis wat die Here vir oopgemaak het. Dit was 'n baie diep preek vir so kort tydjie. OK, so hier gaan hy. Soos wat hier gebeur het, die inner court, daar was 'n wasbak gewees. OK? En hierdie wasbak was daar om onsself te heilig en te reinig voordat ons die offer bring. Soos ons kan 'n Christendom wees vir die res van ons lewe, en ek gaan aftrap hiervan af, en die heeltyd hier wandel. Al wat ek doen is, ek bring offers vir die Here. Al wat ek doen in my lewe is dat ek hoop dat God my net gaan aanvaar, dat ek goed genoeg is om hemel toe te gaan, en ek bly in hierdie area vir die res van my lewe. Kan jy behoort ergens jou te sien in een van hierdie 3 kategorieë, of dalk in gedeeltes van al hierdie. En al wat ek doen is, ek probeer dit 'n beter lewe lei, probeer dit my familie meer lei, maar ek bly hier, en al wat ek doen is, ek offer net op, ek probeer nog 'n offer bring. Maar ons sal nou kom van wat het gebeur in die Nuwe Testament, okay? Soos dis die eerste plek. Die tweede plek is 'n plek in wat die heiligheid genoem is, en hierdie plek, of die heilige plek genoem is, the holy place. En hierdie plek was geneig om bietjie dieper te wees. Daar was 'n goue kandelaar gewees, wat 'n kers op gehad het, outomaties, dis wat kandelare doen.
En wat hierdie plek gedoen het, is dit het 'n lig gehad wat die Heilige Gees gesimboliseer het. OK? Kom verduidelik dit vir jou in plain taal, want jy gaan my sê, "Nee, my maat, jy praat nou vir my sprookjestaal hier reg bo in my kop." OK, so kom verduidelik dit gou. Soos wat dit eintlik wys is dat baie keer in ons lewe het ons sien ons God as die lig. En ons dink hier is die ultimate. Maar ons het nog nie eens naby die allerheiligste gekom nie. Jy is dalk verby die plek waar jy net probeer offers bring. Jy is nog by 'n plek waar jy Jesus sien as die lig, maar die Here sê, jy's in die heiliges, maar jy's nog nie naby die allerheiligste nie. Jy's in die heilige plek, maar jy's nog nie naby waar ek jou kan vat nie. En hier is die plek waar ons geen hoef te perform nie, ons gaan nou net daaroor praat, okay? Dis iets wat die Here vir ons toegang gegee het, maar jy gaan moet jou denkwyse verander as jy wil wandel in die diepte met 'n almagtige God. Is julle by? So was 'n goue kanaal. Die volgende een is, daar was 'n tafel met toonbrode. En dit het gepraat van die woord, en dit het ook gepraat van dit het ook gepraat dat hierdie brode die woord is wat ons sal voed en lewe bring. Soos baie hierdie plek is ook, jy kan op 'n plek van heiligheid wandel deur om die woord in te vat, en is great en is amazing. Maar die Here wil die Here moet net daar stop. Dus jy kan hom sien as die lig. Jy kan hierdie woord invat, jy kan die Bybel lees. Miskien hierso lees ons nog nie reg veel Bybel nie. Hier is ons net op 'n plek waar ons net probeer heilig lewe en die offer gee. Maak julle sin? Dit is die plek, dis die inner court. Kyk wat sal van praat. So sê die binnehof, as jy dit so kan stel. Dis hier waar offers gelewer word om te hoop dat God hulle gaan aanvaar. En baie keer is Christendom dit, dat mense die hele tyd hulle self hier bevind. En al wat ek wil doen is, ek wil net regkom dat ek eendag hemel toe kan gaan. Ek wil net genoeg hê dat ek eendag die koninkryk van God kan sien. Maar die Here het jou nie geroep net vir hierdie nie. Soos dan stap jy nou op 'n volgende plek, en dan stap ons nou al hier in. Nou is ons by die plek van die heiligheid. En in hierdie plek van die heiligheid is daar ten minste 'n kandelaar wat brand, en ek sien ten minste Jesus as die lig. Ek lees ten minste al 'n bietjie die woord, en besef wat die woord lewe het. En daar's ook 'n reukaltaar. Ek sien daarom nou en dan beleef ek daarom iets wat bietjie my sintuie aktiveer. Jesus, ek voel daarom baie keer as ek bid, dan voel ek so 'n bietjie goosies. Nee. Of as ek I worship op 'n sam, raak bietjie my hart, baie keer heilig daarom bietjie. Daar's iets wat my emosie aktiveer. Daar's daarom gebed, en dit wat hy by rookaltaar praat ook van gebed. Hy praat van gebed en aanbidding. Dis 'n offer. Soos ons beweeg in hierdie plek. Maar God het jou nie net geroep vir hierdie plek of vir hierdie plek nie. Hy roep jou dieper. Nou geen mens kon daai tyd hierdie plekke betree het nie. Hulle daar betree, en dis waar dit stop het. Dood eenvoudig net die priester kon dit betree het. Want as God die priester aanvaar het, dan het hy altyd die mense aanvaar. Maak dit sin? As God wat aanvaar, as God die priester aanvaar, het God altyd die mense aanvaar. Kom jy moet, want dan gee hulle my nou mis. Okay, so God het altyd, as hy die priester aanvaar het hy die mense aanvaar. Maar goed het verander. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor die Nuwe Testament en hoe dit werk. So dan sien ons hierdie tweede gedeelte. En ek gaan nou vir julle die verskillende stappe lees by skrif. Ons gaan ons terug Psalm 100 vers 14. En dan is daar 'n plek wat die allerheiligste genoem word. Nou die allerheiligste wat hulle gedoen het, is hulle het 'n priester baie keer aan sy voet vasgemaak. Dat as daai man ingaan en hy kom nie uit nie, hy gaan dood in die teenwoordigheid van die Here, het hom net uitgekatrol. Hulle wou nie waar ingaan nie, want hulle weet hulle gaan sterf daar binne. Want was die plek wat so heilig was, waar jy letterlik God se glorie kon beleef het. En hier kon net een man van die hele volk in beweeg het, en baie keer was hy nie eers goed genoeg om aan te kan gaan en hy sou sterf in die teenwoordigheid van God. Want God is heilig, en enige iets wat nie heilig is nie, will never be able to enter into the kingdom of God.
Maar ek kan ook vir jou wanpersepsie kry en sê, "Oei, my maandag gaan ek nêrens kan kom nie want ek is vol sonde." Okay. Kom hier, ons gaan nou vir die Nuwe Testament. Dit raak beter. So wil net 'n bietjie geskiedenis gee, dan gaan ek vinnig vir jou deurbeweeg. Soos wat was daar gewees? Hy verduidelik vir ons daar's 'n dieper plek. En hierdie dieper plek het die ark van die verbond gehad. En op hierdie ark, ten spyte van alles wat binne is, as ek dit gaan verduidelik, gaan ek julle volgende besig hou vir die volgende 80 jaar. Okay, so ons gaan nie daar gaan nie. Op hierdie ark, die hoofding wat bo op hierdie ark was 'n versoendeksel. 'n deksel of grace. Wat al hierdie, daar's klomp goedjies aan, ek gaan nie nou daar gaan nie. Ek wil die hele tyd maar ek wil gaan nie, okay? Soos bo op hierdie deksel is 'n versoendeksel om te sê this grace, die heiligste plek waar ons met God kan wandel, is die plek van genade. Maar nie genade sonder dat ons besef daar moet 'n offer wees nie, want dit begin hier, dit begin nie daar nie. Is julle by? Is hierdie baie moeilike wiskunde of is almal op pad? Erns een, okay. Ons kan nie, daar moet altyd 'n offer hier wees. En daai offer was wie? Jesus Christus wat vir ons kom die prys betaal het. Ons kan nie hier uitkom by genade as dit nie was vir die offer nie. As jy nie verstaan die prys van Jesus nie en jy nie jou hande skoon maak in die prys van Jesus nie, gaan jy versekerlik sterf hier binne. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Ek praat nou simboliese taal. Ek en jy moet verstaan dat Jesus in my en jou kom skoon was het, my vriend. Dat ons sonder sonde moet wandel. Dat ons moet soos Jesus wandel. Ons kan nie net bly in ons sonde en dink is okay. Here het ons geroep om ons skoon te kom was. In daai plek. En dan die offer te gee. Wie is die offer? Wat is jou offer volgend? Is jou offer Jesus? Ek wil dit vra volgend. Wil jy vir God probeer jouself offer van Here, ek hoop ek is goed genoeg. Here, ek. Nee, jy sal met alle respek, jy mag dalk great wees. Jy's nie great genoeg nie. Net Jesus kan daai offer vir ons bereik. Meen dat ek en jy moet sonder net lewe soos wil nie. Daar is 'n plek waar ons hande en voete moet was in die begin van hierdie proses. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Is jy nou, Jesus is goed genoeg, kan maar aangaan as ek wil nie. Nee my vriend, want as jy so aangaan, you will never enter grace as jy nie daar begin nie. Is jy by? Okay. Volgende stap is dat ons kom hier by die heiliges in. En wie is dit? Hier begin die priester instap. Wie is ons hoofpriester volgens Hebreërs? Vir die wat Bybel 'n bietjie raak gelees het. Wie is ons hoofpriester? In Hebreërs lees ons dit. Dis Jesus, nee. Jesus is die hoofpriester. Soos as God die hoofpriester aanvaar hy die mense. Soos omdat Jesus aanvaar word ek en jy aanvaar. Is jy byvolgend? So as die vyand vir jou kom sê, jy is nie aanvaar nie, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie op standaard nie, dan sê Jesus vyand, jy slim, jy praat so die waarheid. Maar Jesus was die offer en hy was goed genoeg. En daarom was ek my hande voordat ek hom bring as die offer. Ek kan nie vir jou sê finaal dis die rede dalk vir die nagmaal nie, maar ek wonder of dit nie die rede is hoekom die Here sê, as jy weet jy het iets teen iemand, maak dit eers reg voordat jy in die nagmaaltafel kom sit nie, want jy moet jou hande was voordat jy die offer kan geniet. Maak dit sin volgend? Jy moet jou hande was voordat jy die offer kan geniet. Moenie inkom by God omdat hy 2000 jaar terug die prys betaal het, dit sien as 'n geringe saak wat nie waarde dra nie. Sien dit as heilig, betree dit as heilig. Amen. Soos hier sien is die binnehof. En dan na dit is die heilige plek wat hierdie gedeelte is.
En die priester stap hier in wie Jesus is, en hy word aanvaar, en die volk word aanvaar. En dan is dit die volgende stap. Dit word die plek van die allerheiligste genoem. Die allerheiligste het die verbondsark. Die verbondsark met 'n versoendeksel. Nou wat gebeur het tussen hierdie twee, was daar 'n massiewe gordyn, 'n verskriklike dik gordyn gewees, wat hierdie twee geskei het van mekaar. En dis wat ons moet besef is dat ons glo nog vandag se tyd dat hierdie gordyn op is. Ons staan vandag nog steeds en sê, ek moet werk van daai punt af tot by die allerheiligste. Maak dit sin vandag? Ons sê mense, luister, ek moet werk towards dit. Ek moet werk om daar uit te kom. Terwyl jy uiteindelik toegang, jy moet net bereid wees om jouself te submit onder die almag van God. Maak dit sin wat ek sê, jy moet net besef, jy is nie die offer nie en hy is. The submission. Te sê ek is nie, maar hy is. God, Jesus is goed genoeg al is ek nie. En as ek so lewe, dit nie net sê wanneer ek sonde in my lewe het nie, maar ek lewe elke dag so van my lewe, dan verander my lewe heeltemal. Want as is, ek kan nie my opinie gee nie, want my opinie is nie goed genoeg nie, maar hier is God se opinie. By die werksplek, die mense wat jou klaarmaak en kwaad maak, in plaas dat jy jou opinie gee, onthou jou opinie is nie goed genoeg, jy gee hulle God se opinie. En nie Bible basher nie, soos, ja nee, ek doen dit, ek sê vir hulle wat hulle verkeerd doen. Dis nie wat ek van praat nie, asseblief. God se hart is bid vir jou vyande. Kry die mense lief wat jou nie lief het nie. Gee om vir die wat nie vir jou omgee nie. Doen goed aan die wat vir jou niks kan terugdoen nie. Dis die hart van Jesus. Amen. Maak dit sin? So dan kom hy hierdie gedeelte. So die eerste plek is daar's 'n voorhangsel, die tweede een is daar's 'n versoendeksel, 'n plek van genade. En God se heerlikheid het daarin gewoon. God se heerlikheid was daar. Net die hoërpriester kon aangegaan het een keer 'n jaar. So by hierdie gedeelte besef ons daar's 'n altar court, dan wys dit daai plek waar hulle kon gewas het, waar hulle selfs gereinig het, heilige en holy of holies. Nou dis presies waar ek en jy wandel met die Here. Jy kan wandel op die altar court. En hoe wandel ons op die altar court? Wat doen ons op die altar court om te wandel? Wat is die proses in die altar court? Hande was en offers bring. Is dit alwaar jou lewe is van, ag Here, ek wil net my saak regmaak met U. Ag Here, ek wil net, en jy bly hier vir die res van jou lewe. Dan is daar 'n tweede gedeelte, 'n holy place. En die Here sê dis daar waar ons ten minste sien dat sy woord is die brood wat jou voed. Dis ten minste 'n plek waar ons hom sien as die lig van my en van jou lewe. Sien jy Jesus as die lig? As jy daar is, dan begin jy al in die tweede plek in te stap. En waar ons 'n plek van gebed en worship het, wat na hom toe gaan, is die plek van waar soos 'n wierookoffer plaasgevind het. En dan die volgende gedeelte is die heilige holies of holies. En in daai plek is die plek waar ek verstaan ek is sy kind en dat sy genade is vir my genoeg. Die tweede gedeelte is ons besef dan ook dat ons dan op die plek kom waar ons sy heerlikheid sien van God. Ek wil vra, het jy God se heerlikheid aanskou? Was jy al in daai plek? Soos wat het in die Nuwe Testament gebeur? Eerstens het ons gepraat, the altar courts, Jesus was die offer, al wat hy gevra is, was jou hande en voete. Dis al wat hy gevra. Hy sê ek sal die offer wees. Jy is nie goed genoeg om die offer te wees nie. Jesus is die offer. Volgende plek wat ons instap, onthou dit. Volgende plek wat ons instap, wat? Ek sien God as die lig van my lewe.
Ek verstaan sy woorddraawaarde. Is jy by? En wat is die volgende ding? Ek worship en ek offer my lewe op vir die Here. Gebed. En dan roep die Here, hoe was hierdie geskei? Hoe was hierdie twee geskei? Wat het gebeur? Die voorhangsel het geskeur. Ons lees hierdie gedeelte. En ons lees in Matteus 27 vers 51. Ek gaan nou na Psalm toe, ekskuus julle. Nou het ek julle almal laat vir die Psalm toe blaai, ek gaan nou weer terug. Soos Matteus 27 vers 51, hy sê, en kyk, die voorhangsel van die tempel het van bo tot onder geskeur. En wat die Here vir my sê is dat toegang dat jy op 'n plek van God se volheid kan beweeg, is vir my en vir jou. Is vir my en vir jou. En dis wat die Here jou voorroep, hy sê, ek het vir jou beter lewe, ek het vir jou beter plek, daar's 'n plek in volheid wat ek vir jou het. Ek het nie net 'n gedeelte vir jou nie, ek het 'n plek van volheid vir my en vir jou. En dit is, die voorhangsel het geskeur, die plek van genade is tot beskikking vir my en vir jou. En ons sien in die Ou Testament het mense baie genade gekry? Nee, nie so baie nie. Ons kry baie genade, maar ons vergeet hoe dit werk, wat in die outer courts plaasgevind het, sodat ons kon genade in die binnekamer kry. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Soos, net gou vinnig 'n laaste paar goed wat ek wil jy moet onthou. As die heilige, as op die verbondsark, hierdie versoentafel, versoenbed, bo op hierdie tafel gelê het, as dit al was, moet ons altyd verstaan dat genade is heilig. Hy is in die allerheiligste. Genade is nie iets goedkoop nie. Ek hoop julle snap dit. Soos baie keer dan dink ons genade is in die buitekant van daai vorm. Genade is iets wat rond lê vir my en vir jou. Ons kan aangaan met ons lewe, ons kan lewe soos ons wil, ons kan dinge doen buite God se woord en ons dink genade lê rond. God sê nee, genade lê nie rond nie. Genade lê in die heiligste van heiligste plekke. Verstaan waar my genade lê. Want as jy dink God se genade lê buite rond, gaan dit goedkoop en cheap raak. Gaan goedkoop raak. Maak dit sin? Maak dit sin? Verstaan dat God se genade is superheilig. Amen? OK. Kan ons nou gaan na Matteus 27 vers 51, maar daai lyk vir of jy, ek en hy, jy sê my gehaat met daai ander skrif, ek sê, dis nie dit nie, OK, gaan hy. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder en die aarde het gebewe. Man, as jy enter by die plek waar dit heilig is, skud nie net jou wese nie, alles skud om jou, wanneer jy enter in God se teenwoordigheid, werklik. Maar jy moet verstaan dat jy toegang gekry het deur die offer, deur die priester, deur die voorhangsel wat geskeur het, en dan enter op 'n plek van heiligheid. Wanneer laas het jy in jou kamer gestaan en gesê, I'm at a place, a holy place, in the presence of an almighty God. Wanneer laas het jy 'n God gedien, asof hy die God is van alle gode, Elohim, nie net El nie, die woord El beteken God, Elohim, mean the God of all gods. Dis wat hy van praat, hy is die God van alle gode. Dis wie hy is. Ek en jy moet besef, dat God ons roep, in die allerheiligste. Maak dit sin vandag? Kan jy sien waar jy jouself bevind uit hierdie drie plekke heiliglik? Die Here roep jou in 'n dieper plek in. Hy sê die voorhangsel het geskeur. Die voorhangsel het geskeur. Iets wat amazing gebeur het op die kruis van Golgotha. Waar was Eva uitgevorm? Uit die rib, nee.
Waar die kerk uitgekom toe Jesus op die kruis was? Uit sy rib. Wat het uitgekom? Water en bloed. Wat is nagmaal? Sy bloed. Wat is dit? Wat is die water? Die doopbad. Dis die twee simbolieke goed wat ons heeltyd vervra. Hy sê as jy wil deel wees van my, is hierdie die twee goed wat jy moet aan deel hê. Maak seker dat jy verstaan en doop is nie net ek gaan swem nie. Nee, is bietjie dieper as dit. Iets bietjie dieper as dit is om te sê ek word 'n bruid vir 'n almagtige God. Ek word deel, I'm set aside. Ek's baie lief vir mense, maar so lief soos ek vir almal is, jy gaan nie aan my vrou net kom rondruk en maak wat jy wil nie, want sy's myne, she's set aside for me. Dis wat die Here my voorgeroep het om na te kyk. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Selfs as dit kom met God, asseblief moenie sy bruid goedkoop maak nie. Moenie sy bruid maak asof sy nie heilig is nie. As jy deel daarvan is, verstaan waarvan jy deel is. Jy's deel van iets beautiful and it's gorgeous. Weet waarvan jy 'n deel is. Jy's deel aan die ultimate bruidegom wat vir ewig gaan lewe. Jy deel geword van dit wat heilig is en rein is. Maak seker dat jy deel het aan die hoofvertrek. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Intimiteit is in die hoofvertrek met God. Jy kan nie net hier buite wandel, probeer offers bring nie, en dis wat baie keer gebeur met Christendom. Ons probeer die hele tyd die offer bring en ons voel ons is nooit goed genoeg nie, met surprise wat jy is nie, Jesus is. Okay? Soos jy wandel hier in die voorhof vir die res van jou lewe, en dan sê jy na 'n tyd, ek kan nie Jesus dien nie, want ek is nie goed genoeg nie. Jy is nie, verstaan Jesus is, amen. Of ek in die tweede plek kom van al wat goed genoeg is die woord. Ek weet Jesus is die lig en al wat ek doen is net bid. En dis great, maar partykeer bid ons net omdat bid is. Maak dit sin wat ek weer sê? Ons bid dit want dit is reg. Ek weet net dat ons in die aand voor te slaap moet ons bid. Jesus wil nie net jou gebed in die oggend en die aand hê nie. Hy wil met jou wandel in sy teenwoordigheid. Hy soek jou alles, hy soek nie net vir 'n oomblik wierook nie en brode wat jy net deel maak van die lewe nie. Hy wil jou die heeltyd voed en in sy teenwoordigheid hê. En dis God se hart vir my en vir jou. Vier skrifte, dan is ek offisieel klaar. Ek kan net die skrifte vir jou lees en vir jou kortliks verduidelik. Psalm 100 vers 4, ons gaan maar reg nou lees hierdie keer. Psalm 100 vers 4. Hy verduidelik ons hoe moet ons hierdie voorhof ingaan. Hy verduidelik ons hoe dit moet lyk. Hy verduidelik ons want hoekom die offer is goed genoeg, dis hoekom ons die voorhof moet so ingaan. Hy sê nee, dis okay. Nee, kom ek lees hom hier. Psalm 104. Hy sê gaan sy poorte in met lof en sy voorhowe met lofliedere. Loof hom en prys sy naam. Hoekom? Want ons verstaan, daai tyd was dit 'n dier wat die prys betaal het van die mens. Vandag is dit Jesus wat die prys betaal van die mens. Verstaan as jy jou hande was en jy wil meer rein word soos Jesus. Verstaan jy was jou hande as gevolg van die offer. Jy was nie jou hande omdat jy dink jy is die offer nie. Maak dit sin vandag? Maak dit sin as ek dit sê? En baie keer in ons lewe wil ons hande was, want as ek skoon genoeg is, dan dink ek God gaan my aanvaar. Dis nie wat dit is nie. Jy was jou hande omdat jy gaan vat aan die ultimate offer wie Jesus is. Eksodus 26 vers 33 tot 34. Hy sê en jy moet die voorhangsel ophang onder die hak, sodat die voorhangsel van julle skeiding maak tussen die heilig en die allerheiligste. Daai voorhangsel het lank skeiding gemaak, maar toe Jesus op die kruis van Golgotha is, toe skeer daai hangsel en hy sê,
my alomteenwoordigheid is vir jou tot jou beskikking. Jy sal nie meer sterf daar nie, maar jy sal lewe vind in my. Maak dit sin? Laaste gedeelte. Dan verduidelikheid vir ons. Ekskuus 2 versies. Matteus 27 vers 1 sê, kyk, die voorhangsel van die tempel het van bo tot onder geskeur. Dit het geskeur. En laaste in Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Hy sê, omdat ons dan broers vrymoedigheid het om in te gaan in die heiligdom deur die bloed van Jesus. Dan sê verder, laat ons nader met 'n opregte hart. Soos wat verwag hy van jou? 'n Opregte hart. En daarmee sluit ek af vanoggend. Waar is jou hart as dit kom by God volgend? Waar is jou hart? Dien jy God omdat jy eintlik iets anders wil hê en jy wil hê hy moet net dit vir jou regmaak? Dien jy God omdat jy net wil hê hy moet jou lewe beter maak? Of dien jy God omdat jy saam met hom wil wandel in die allerheiligste? Gaan jy weer daai vraag vra? Dien jy God omdat jy wil hê hy moet jou lewe uitsorteer? Dien jy God omdat hy wil hê hy moet net jou paai gelyk maak? Want hy doen dit ook. Maar mag ons hart nie gemislei word deur hoekom ons hom dien nie. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Mag ons hart hom dien omdat ons wil wandel in die plek van die allerheiligste. Dis wat God my en jou voorroep volgend. Is jy bereid om jou hart te bring op 'n plek waar jy sê, Here, ek kies om in die allerheiligste te wandel met U. Here, ek weet ook nie hoe dit lyk nie. Dit mag dalk begin heeltemal verandering bring. Nou mag dalk jy begin visioene sien. Jy mag dalk begin goed beleef en goed ervaar en jy mag in jou kamer in sit en sê, Here, dankie dat ek kan ingaan in die allerheiligste vanoggend. Dankie, Here, dat ek toegang het. Want as jy begin dankie sê en jy begin in dit instap en geloof is om dit in dit te stap en van Lord, ek stap voor U in al verdien ek nie hierdie plek nie, Here. Want ek weet sonder die offer sou ek sterwe. Here, ek weet dat, Here, dat U nie net, U is die lig vir die wêreld, maar U is nie net die lig vir die wêreld, U is ook alles tussenin. Here, ek besef ook dat Jy is die woord simboliseer wie U is, maar ek weet is ook nie net die woord nie, U woord het lewend geword. Here, ek verstaan dis gebed en aanbidding, maar Here, die engele staan om U en sê heilig, heilig elke dag, dat ons weet, al hou hulle aan tot 'n lengte van dae, is die worship nie genoeg wat U werd is nie. En as ons so begin lewe, dan begin ons nader stap aan die allerheiligste, en dan kan jy instap in God se volheid en sy grootheid volgend. Maak dit sin volgend? Gaan julle dit bietjie doen hierdie week? Kan ons bietjie instap in die dieper plek met God? Kan ek vir sê, ek kan nie wag om te sien wat met julle gaan gebeur as ons dit doen nie. Ek kan nie wag om te sien wat met die kerk gaan gebeur as ons dit doen nie. Want dit gaan so diep wees en so authentic wees. Hoekom ek glo dat tog is die woord heilig, moet net keer verstaan nie, hy's heilig. Hy's heilig. En lofsang is heilig. Maar die Here sê daar's iets nog dieper as dit. En al ons sal kan ingaan is met 'n rein hart.